Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens, geliefdes. Dit is vir my heerlik om vanoggend hier by u te wees. Dit is vir my ook 'n groot voorreg om vanoggend uit die woord van God te mag lees en om by hom te hoor wat hy van ons graag verwag. Geliefdes, voordat ek enigstens begin in die voorbereiding doen, wil ek net vir u as gemeente baie dankie sê. Julle het in hierdie week 'n voorbeeld gestel van wat 'n gemeente kan vermag en wat 'n gemeente kan doen. Sondag toe ek en my vrou en die kinders ry om roomys te gaan koop, so in die koue, toe sien ons daar is net rook en toe sien ons daar het 4 gemeentehuise afgebrand in ons dorp en ek dink dit het ons dorp diep getref toe ons dit sien. En geliefdes, ek moet vir u sê, toe ek daai boodskap uitstuur aan die gemeente, het almal van julle ingespring en gehelp. En ek kan net vandag nederig dankie sê. Nederig dankie sê vir dit wat u gedoen het en die groot bydrae wat u gelewer het. Ons gemeente kan baie trots wees daarop. Vanoggend, geliefdes, bid ons ook vir daardie mense, vir die wat deur die brand geraak is. Ons het 'n bietjie Vrydag ook met hulle tyd spandeer en vir hulle 'n bietjie met hulle berading gedoen en vir hulle gebid. En ek dink ons kan net hulle ook in ons gedagtes hou. Jy besef nie wat dit is om alles te verloor nie. Ek dink ons almal het lewer om 'n bydra en doen alles wat ons kan, maar wanneer jy regtig besef hierdie mense het alles verloor, alles. Daarby is 'n hondjie ook oorlede en 'n tannie van ek dink sy was so hier by 75 jaar oud, sy het ook Alzheimer's gehad en ons dink ook aan Kobus in hierdie tyd wat sy ma verloor het. Ons dink ook vanoggend, geliefdes, aan tannie Frikkie van Staden, ook Celia Jonker. Celia het ek vanoggend gehoor, dit gaan goed met haar, sy het opgestaan. In die week, jy weet, ek het laasweek Sondag genoem dat sy het 'n breingewas gehad en toe ek nou by haar hospitaalbesoek gedoen het in die week, het ons toe gehoor dat sy het 'n bloedklont ook in die brein. Toe moes sy weer ingaan in die teater in, maar vanoggend hoor ek sy is op haar voete. So dit is net goeie nuus en ons is net vir die Here dankbaar daarvoor. Ons bid ook vir Gert Kreer en ook vir Marina Kok. Oom Dani Cornelius sterk ook goed aan, hy is ook weer by die huis, en dan ook geliefdes vir Atlanta Smit, wat op die oomblik besig is met dialyse. Geliefdes, kom ons raak stil, en dan bid ons tot die Here vir hierdie mense. Heilige Here en Skepper God, ons nader U in nederigheid, afhanklikheid, en ons bid, Here, dat U ons sal bystaan, dat U ons sal krag gee, dat daar, Here, waar ons nie hoop het nie, dat U die een is wat ons hoop gee. Baie van ons, Here, is siek, ons kry swaar en ons ly, maar ons is nie, Here, sonder enige troos nie. Ons is nie sonder hoop nie, want U is ons krag, U is ons veilige vesting. Ons bid, Here, vir genesing, vir herstel, gemoedsrus, Here, en ook vrede. Ons vra baie keer, net soos die psalmskrywer, o Heer, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Wat is die mensekind, dat U na hom omsien? Ons kan vanoggend nederig voor U neerbuig, en dankie sê, dat U ons so lief het, dat U na U kinders kyk. Ons aanbid U, ons loof U naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart. Ons sing saam uit lied 292, ons sing daarvan vers 1. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Geliefdes, so sê die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam lied 492 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus het opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor net nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig is en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing lied 481 vers 1 en 2.
Broers en susters, ons sopas deur ons sang ons sondes voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige is as voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ten wille van ons die mense en ten wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in 'n heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing lied 493, vers 1, 4 en 5. Geliefdes, terwyl ons dan net so sit, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons net saam. Heilige Here en Skepper God, U het ons gevorm en ons gemaak in die moederskoot. U het ons hierdie lewe gegee waarvoor ons baie dankbaar is. Here, as ons dink oor ons lewe en al die kere wat U in ons lewens opgedaag het, ons gered het en ons gehelp het, Here,
dan kan ons vanoggend net neerval met dankbaarheid. Ons wil U loof, Here, ons wil U aanbid met vreugde. Tog, Here, moet ons vir 'n oomblik bieg. Ons moet erken, o Heer, hierdie lewe wat U vir ons gegee het, is nie altyd maklik nie. Nee, Here, ons kom pleit by U. Baie keer kan ons nie 'n toekoms vir onsself insien nie. Ons weet nie altyd meer watter kant toe in ons lewens om te draai nie. Die dinge van hierdie lewe druk ons soms so ver af, Here, dit voel of ons nie kan opstaan nie. Dit voel of ons lande droog is, Here. Dit voel asof ons lewens uitgeput is. Ons beleef, Here, nie maar net gevoelens nie, maar ook ons omstandighede bedreig ons, Here. Ons kyk na die lyding wat ons deurgaan, die siek wees, die kroniese siektes wat ons vandag dra. Dan begin ons bekommerd raak oor ons toekoms, o Heer. Daarby, Here, word ons ook beproef. Ons word beproef met baie omstandighede wat vir ons wil vra om ons geloof op te gee. Daarom het ons vanoggend op hierdie Sondagoggend hier kom sit, o Heer. Daarom is ons vanoggend saam in hierdie gemeente in U tuiste. Want ons wil by U kom hoor, hoe moet ons aangaan? As ons vanoggend voel, Here, dat ons is vasgevang, ons kan nêrens beweeg nie, dan kom hoor ons vanoggend by U, o Heer. Ons kom vra vir U, Here, kom leer ons, kom deel met ons die hoop van die evangelie, en gee vir ons nuwe krag. Want ons, Here, by onsself kan nie in hierdie lewe aangaan nie. Maar U, Here, U kan vir ons 'n toekoms gee. U kan vir ons wys hoe die toekoms lyk. Leer ons, spreek tot ons, o Heer, U kinders luister. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanoggend kom uit die woorde van 1 Petrus 1. Ons lees daarvan vanaf vers 3 tot en met vers 9. Petrus natuurlik daardie disipel van Jesus wat werklik waar ek dink een van die mees interessante dele van die evangelie uitgemaak het. Petrus was 'n sterk persoonlikheid. Hy was een wat nie bang was om iets te sê nie. Hy was ook een wat Christus erken het, toe selfs Jesus vir hom gesê het, jy moet stil bly. En ons weet dat die Here vir Petrus gesê het, jy is soos 'n rots waarop ek die kerk sal bou, en 4 verse later dan bestraf Jesus hom, sê vir hom, jy is soos die duiwel wat kom om ons te bedreig en ons te beproef. Ons weet dat Petrus was die een wat op die see saam met Jesus geloop het in geloof en toe ook getwyfel het. Later na Jesus se opstanding was Petrus ook die een wat sommer in die see ingespring het en na Jesus toe geswem het. Ons weet dat Petrus het groot geloof gehad, 'n geloof wat ons voor kan smag. Maar hy was ook mens. Hy het ook sy eie vertwyfelings gehad. Hy was ook een wat vermalges, soos wat ons hom ken, sy oor afgesny het en Jesus 'n wonderwerk moes doen om daardie sonde te herstel. Hy was ook die een wat vir Jesus 3 maal verloon het. Ons weet in sy menslikheid en sy eenvoudige menslikheid was hy ook maar, soos ons baie keer sê in Afrikaans, ook maar net mens. En in sy geloof, geliefdes, skryf hy hierdie brief. En hy skryf hierdie brief, geliefdes, en sê vir die gemeentes van die noordelike deel van Klein-Asië. Hy skryf so hier vir gemeentes in Pontus,
in Galasië, in Kappadosie, in Asië en Brittanië, en so in die noorde provinsies van Turkye, skryf hy hierdie brief, en dan sê hy vir hulle die volgende: Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word deur vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, en al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Stel jouself vanoggend voor, jou lewe is lande waarop daar geboer moet word. Maar jou land is uitgedroog. Soveel so dat jy die krake in die land kan sien oopgaan. As jy so na jou lewe moes kyk, sou jy kon sê daar is 'n toekoms vir jou? Sou jy kon sê daar is hoop? Ek dink, geliefdes, dat baie van ons sien ons eie lewens op so 'n manier. Ons kyk na ons lewens en ons omstandighede en ons voel dit is hopeloos. Mense word selfs van 'n jong ouderdom af hopeloos. Jy kry jong mense wat kyk, hulle skryf hulle matriekeksamen en hulle kyk na hulle lewe en hulle weet nie wat gaan die volgende jaar gebeur nie. Hulle weet nie wat hulle gaan doen nie. Hulle lewe is soos 'n droë land. Daar is nie 'n toekoms nie. Jy kyk maar na die oudste mense onder ons, die van hulle wat selfs in die aftreeoorde lê en mismoedig raak, want dit voel asof hulle net wag op die dood. Wie van u het al daardie stelling gehoor? Ek het al telke male kere by mense gesit wat sê, Dominee, ek wag nou net op die dood. En dan kry jy baie van ons wat vanoggend hier sit, wat sit in finansiële omstandighede en kyk na jou finansies en sê, daar is nie 'n toekoms nie. Ons gaan dit net nie maak nie. Ons wens tog net dit wil 'n bietjie reën oor my lewe. Ons wens daar wil tog net 'n uitweg kom, 'n manier kom waarop ek hoop mag hê.
dan is daar baie van ons geliefdes wat werklik waar deur siektes en lyding gaan, wat deur 'n kanker beweeg wat jou lewe en jou binneste opvreet en daarbey nog medikasie kry wat jou net so siek maak. En dan kyk jy na jou lewe en jy sê, daar is nie hoop nie. Waarheen kan ek gaan as my lewe totaal en al soos 'n dor, droë en dooie land lyk? Wel, ek dink die gemeente wat vanoggend voor my sit, is nie veel anders as die gemeentes vir wie Petrus geskryf het nie. Die gemeentes wat Petrus noem die diaspora. Die diaspora is 'n term wat hy gebruik, wat eintlik maar gewoonlik gebruik was in die geskiedenis vir die Jode wat buite Israel gevestig het. Hulle was soos die vreemdelinge. Noem Petrus hulle ook die diaspora, die Christene wat oor die wêreld verspreid is, wat vervolging en swaar kry beleef. Die gemeentes van Pontus en Galasië, van Kappadosie, Asië en Brittanië, die gemeentes, geliefdes, wat so in 'n ander volkse, buite politieke en geestelike reale moes leef, was ernstig vervolg. Mens moet net jouself voorstel, dink so daaraan. As jy nou 'n bakker was, wat brood gebak het vir 'n lewe, wat 'n baie standaard beroep in die wêreld van die antieke mens was. En hulle vind uit, dat of jy meng met Christene, of jy verkoop aan Christene, of kom ons van die ergste van alles, jy is self 'n Christen. Dan het die dorp se muur besluit om nie weer by jou te koop nie. In 'n wêreld waarin mense dag tot dag geleef het, was dit 'n doodsvonnis. Dit was 'n doodsvonnis. Want enige iemand wat 'n beroep gehad het in 'n wêreld soos hierdie, het 'n familiebesigheid gehad. Want die pa gewoonlik het vir die ma en die kinders, die ooms en tannies, oumas, oupas, almal gesorg. Hulle was 'n gemeenskapsgeoriënteerde samelewing. Nie maar net was hulle ekonomies dan vervolg nie, maar ons sien selfs uit Handelinge in die vroegste deel van die kerk se geskiedenis, hoe hulle weggejaag word omdat hulle glo in Jesus en later om die dood bedreig word. Hulle was in tronke gegooi omdat hulle glo in Jesus. En uiteindelik was hulle doodgemaak. Wreeddadig doodgemaak. En so as 'n gemeentelid by 'n erediens sou sit in 'n gemeente soos Galasië of Kappadosie, dan sou hulle ook kon sê, daar is nie vir my 'n toekoms nie. Ek kyk na hierdie vervolging, omdat ek glo in Jesus, en ek kan net nie vir myself 'n toekoms insien nie. En dit is om hierdie einste rede, geliefdes, om hierdie einste rede dat Petrus hierdie brief, hierdie omsendskrywe aan die gemeente stuur. Hy wil hulle bemoedig. Hy sien hulle swaar kry raak. En hy weet, dit bedreig. Daar's 'n bedreiging hier. Hulle gaan hulle geloof opgee. En hy skryf hierdie ongelooflike treffende brief om hulle geloof te versterk en te begrond in die Here. En hier is wat Petrus dan vir hulle sê.
Hy sê, in hierdie lewe is daar net een wese waarin daar eer kan wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. Net hy verdien die lof. Want in sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe gegee. Hy het ons 'n nuwe lewe gegee. Na die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En hy sê, nou het ons 'n lewende hoop. Nou geliefdes, ek wil hê u moet fyn en versigtig luister na wat Petrus vir hierdie gemeente hier sê. Hy sê vir hulle, Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. En vir die res van die toekoms van hierdie wêreld sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Want omdat Jesus Christus opgestaan het, en as jy in hom glo, dan sal jy die ewige lewe hê. En daardie ewige lewe is 'n vaste en lewende hoop. Want Jesus Christus het nie dood gegaan nie. Hy leef tot vandag toe. Jy weet, Jesus Christus, toe hy uit die dood uit opstaan, het hy die lewende hoop geword vir jou. Want hy bewaar daai ewige lewe, die ewige lewe waarvan jy hoor, hy bewaar dit in sy hande. Kom ek probeer om te verduidelik wat ek hierby sê. Sien, baie van ons dink dat daar kom 'n punt waar ons hoop opgee. Ons dink daar is 'n plek waar mense se hoop doodgaan. Hoeveel keer het jy al gehoop op iets en dan sê jy iewers terwyl alles nog moontlik lyk, nê? Terwyl jy dink daar is alles nog moontlik om te gebeur, dan kom jy op 'n punt waar jy sê, nou het ek genoeg gehad. My hoop is dood. Wel geliefdes, ek wil vir julle sê, vir 'n gelowige in Jesus Christus, is so 'n oomblik nie moontlik nie. Want ons hoop is nie beperk tot die oomblik van ons eie dood, of tot sekere omstandighede, of tot 'n siekte, of 'n lyding, of finansies nie. Ons hoop strek tot in die ewigheid in. En hier is die punt. Hier is die punt. Sien, Petrus kom na ons toe en hy sê, julle gaan in hierdie lewe swaar kry. Hy sê, julle gaan swaar kry. Maar dit is 'n kort tydjie, sê Petrus, wat julle swaar kry. En jy gaan dink daaraan. Die van die tannies wat vanoggend hier sit, wat daarvan hou om te hekel, nee. Gaan vat vanmiddag julle wol wat opgerol is. En gaan merk so, sê 10 cm van daai wol af. Gaan sit dit een kant. En vat jy daai hele rol, en dan gaan rol jy dit uit, totdat jy nie meer kan nie. En dan gaan vra jy jouself af, hoe ver is die ewigheid? Want 'n mens se lewe is maar van 'n klein deel in vergelyking met dit wat die Here vir jou beplan. Baie keer, wanneer ons kyk na ons droë, dooie land van 'n lewe, dan sien ons net wat voor ons is.
En is dit nie baie keer ons grootste siekte nie? As ons kyk na ons omstandighede, ons kan nie verder sien as die swaar en die seer kry nie. Dis net hierdie probleem wat nou voor my is. Dit word my hele lewe. Maar dan moet ons weet, daar is ewigheid op ewigheid op ewigheid. Kan jy dit vir jouself voorstel? Hoeveel sterre is daar buite in die hemelruim? Hoeveel? Sou ons dit ooit kon tel? Sou jy elke sandkorrel in die see kon bymekaar maak en tel? Sou jy elke boom en blaar kon bymekaar maak en tel? Sal ek vanoggend vir jou kan sê, jou dae is veel meer as die sterre in die hemelruim, die sand in die see en selfs daarby elke plant en boom en blaar daar buite. Jou dae is ewig. Daar wag op jou 'n heerlike en groot en mooi toekoms. 'n Toekoms waarin die Here Jesus Christus self teenwoordig is. 'n Toekoms vol vreugde en blydskap, 'n toekoms vol lofgesang en eerwaardige aanbidding aan die Here. 'n Ewige toekoms met 'n heerlike betekenis. Jy sien, geliefdes, daar is 'n rede waarom jy swaar kry. Daar is 'n rede hoekom ons baie keer in hierdie lewe deur hierdie dinge moet gaan. Ek is daarvan oortuig, geliefdes, dat die swaar kry wat ons nou in ons lewens deurgaan, is die beste voorbereiding vir hierdie ewigheid waarop ons wag. Wat sou jou meer kon voorberei as die swaar kry van jou lewe vir die ewigheid saam met God? Het jy al ooit 'n kind gesien wat seker, ek dink nie daar is regtig so iets nie, maar dink aan iemand wat dit net maklik gehad het in die lewe. As daar so iets kon wees. Is daar by sulke mense waardering? As jy sê, jy weet, baie keer praat ek met mense en sê, ek moes werk vir wat ek gehad het. Ek moes stoei en stry en deur beproewings gaan. En mense sê dit met trots. Want die swaar kry wat ons baie keer deurgaan, is die mees vormende deel van jou lewe. En Petrus sê, dit is net soos goud. Suiwerheid van goud moet deur vuur getoets word. En jou geloof is meer kosbaar as goud. Want goud en silwer in hierdie wêreld sal vergaan. Maar jou lewe sal nie. Jy sien, geliefdes, ek wil vir u aanhaal wat die Hebreërs skrywer vir ons sê in Hebreërs 6 vers 18 tot 20. Hy sê vir ons die volgende: die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons
as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons voorloper ter wille van ons ingegaan. En hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. In hoofstuk 11 vers 1 dan vat hy dit saam en hy sê dit so: om te glo is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil vanoggend hê u moet die grootheid besef van die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. U moet vanoggend hoor, omdat Jesus leef, het jy 'n toekoms. Maak nie saak vanoggend hoe jou finansies lyk nie. Maak nie saak of jy honderde duisende rande skuld dra nie. Dit maak nie saak watter gewasse of watter kankers of watter seer in jou lewe is nie. Dit maak nie saak, geliefdes, hoe donker jou eie omstandighede lyk en hoe onmoontlik dit vir jou voel nie. Want Jesus leef. En selfs al moet jy deur die donkerste seer gaan, al moet jy deur die seerste seer gaan, dit is net 'n oomblik in vergelyking met dit wat Jesus Christus, ons Here, vir jou in die toekoms beplan. Hy is ons lewende hoop. En 'n hoop, as u dit hoor, dan word u gevul met 'n onuitspreeklike blydskap. O, dit moet borrel in jou. Kan nie daai kinderliedjie onthou? Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my, want Jesus het my lief. O, kinders van God, jou hoop is verseker nie dood nie. In die droogste seer van jou lewe is daar onuitspreeklike hoop en blydskap. Want Jesus het vir jou gesterf. Hy het dan 'n verbond aan ons gemaak, dat ons mag ewig leef. Dat deur sy bloed het ons verlossing. En Jesus het opgestaan uit die dood en sit aan die regterhand van God die Vader en hy pleit vir jou. En hy hou jou lewe in sy hande vas. So my laaste woorde vanoggend, geliefdes, is ook die woorde wat ons hoor in Jesaja 41 vers 10. As Jesaja vir ons sê, moenie bang wees nie, sê die Here, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Daar is 'n lewende hoop wat jou kom red het. Leef, geliefdes, vir 'n toekoms waar Jesus Christus jou lewe in sy hande het. Want dan sal niks jou onderkry nie. Jy weet, Paulus het dit so gesê, ons is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons af nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie.
Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus kan sigbaar word in ons liggaam. Aan die einde van die hoofstuk in 2 Korintiërs 4, om hierdie rede, broers en susters, word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is dus nie op sigbare dinge gerig nie, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here, ons loof U, ons aanbid U en ons eer U. Want U het vir ons gesterf en ons heil verwerf. U het opgestaan uit die dood. Daar is by U, Here, 'n lewende hoop. Die dinge waardeur ons in ons lewens gaan, is soms verskriklik en seer. Maar U, Here, gee ons 'n toekoms. 'n Toekoms wat veel verder strek en wat veel meer beteken as die swaar kry en seer wat ons deurgaan. Die toekoms wat U ons gee, word veilig bewaar as 'n erfenis in U hande. O Here, dit kom vul ons met 'n vreugde en 'n blydskap wat uit ons uitstraal. Ek bid, Here, dat as ons vanoggend hierdie hoop saam met ons in die wêreld inneem, as ons hierdie week in daardie dorp ingaan, Here, en vanoggend daardie hoop binne in ons dra, dat ons met ons vreugde en blydskap die wêreld sal wys hoe gelowige lyk. Ons gee nie op nie, Here. Ons gooi nie tou op nie. Nee, Here, selfs al moet ons soos goud deur vuur gaan, ons geloof bly staan. Ons bly in vreugde. Ons bly, Here, in geloof. Want ons wys vir hierdie wêreld dat in 'n hopelose en seer wêreld is Christus die een en enigste een wat ons kan red, wat vir ons 'n toekoms kan gee. Ek maak nie meer staat op my goud en silwer nie, Heer. Ek vertrou nie meer op my omstandighede nie. Ek dink nie meer dat mense my kan help nie, Here. Want goud en silwer, omstandighede en mense het my nog net teleurgestel. Maar Here Jesus Christus, my verlosser en redder, U is my lewende hoop. Op U, o Heer, vertrou ek alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sluit volgende af met 'n blye lied. Ons sing saam met lied 503. Jesus rots, my hoop vir ewig.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings. Laasweek Sondag het ons gemis om vir Kobus Kreer geluk te sê. Baie geluk Kobus, ek sien jy sit daar agter vanoggend. Baie geluk in die week ook met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ook ryklik seën. Vanoggend geliefdes, 'n verjaar Lorraine van Staden. Baie geluk Lorraine met jou verjaarsdag. En dan die 13de Julie is Laura Silje en ook Kobus Kronje. Baie geluk met julle verjaarsdag. Die 14de Sammy Rousseau en Antoinette Smit. Die 15de Julie is Tinus Jacobs. Die 16de Mirsha van der Westhuizen. En dan die 17de is Mick hoe spreek mens dit uit? De Peers. En dan ook Cassie Oberholzer. En dan die 18de is dit Gerrit Koekemoer, oom Gerrit, baie geluk, en ook Betty Loods. Baie geluk met julle verjaarsdag die week. Ons bid dat die Here vir julle 'n wonderlike en voorspoedige nuwe lewensjaar gee. Ons is saam met julle bly en mag die Here julle seën. Dan geliefdes, op ons kalender in die week, daar is weer die 7de Julie, is daar die oggend Bybelstudie van 9:00 af en dan ook die aand Bybelstudie van 1800 af. Asseblief kom woon dit by. Dit is iets wat jy nie wil misloop nie. Dan geliefdes, die 28ste Augustus het Amot ook 'n golfdag. Johan, ek dink daar is 'n afkondigingkie daaroor. Dit is om Amot se fonds 'n bietjie aan te help. Dit is so R2400 vir 'n vuurbal. Asseblief kom ondersteun vir Amot op daardie dag. Ek sien net, dis bietjie ver vir my om te sien. Op die 28ste Augustus, asseblief kom ondersteun vir ons aftreeoord op daardie projek, as jy bietjie weet of hoe om golf te speel. Ek sal saamkom, maar ek gaan nie goed speel nie. Ek sal net kom kyk. Geliefdes, dan die verkope, daar is nog droewors pakkies te koop teen R50. Daar is net 11 pakkies oor, so kom maak 'n draai. Stefan het vir my vroeër vanoggend gesê, hy het amper al die pakkies al reeds self amper opgeëet. So, jy moet vinnig spring, anders te gaan Stefan dit alles opkoop. En dan is daar nog net R100 pakkie oor, so kom maak in die sale draai. En dan is daar koekies nog te koop teen R25 'n pakkie. En dan het ons susters in die week, het hulle lekker pastye weer gebak. So ons het teen R20 elk weer pastye beskikbaar. Asseblief kom maak 'n draai in die saal en ondersteun ons daarmee. Ons projekte gaan steeds goed aan, die wijksprojek, waar ons ook ons Vrydagkafees hou. Die volgende Vrydagkafee word deur Wyk Jerigo aangebied, en hulle sal op die 31ste Julie vir ons bunny chows verkoop. So, ons sien uit daarna, dit gaan nou 'n wonderlike ding wees. Nou het ek vanoggend gehoor, die Carrion Race het meer gemaak as wat ons gedink het. Hulle het so 5.300 gemaak. Ons is baie beïndruk met julle, baie dankie. So, neem kennis geliefdes, vir 'n kwart bunny chow is dit R40 en vir 'n halwe bunny chow R80. Nou doen ek hierdie afkondiging so vroeg, en dit is eers die 31ste Julie wat dit verkoop word, maar ek is al reeds lus daarvoor. So julle moet dit dalk vroeër doen, oom Johan. Dit klink vir my baie lekker, as ek 'n skaap bunny chows kom ondersteun ook ons daarmee. Geliefdes, dit is dan al van my af. Ons vra asseblief dat as enige van julle vanoggend bietjie jou barmhartigheid, jou bereidwilligheid, te diensbaarheid wil wys, kom was 'n koppie tee, maar ons nooi almal van julle uit, kom drink 'n koppie koffie en tee saam met ons. Totsiens geliefdes, mag die Here julle ryklik seën.
bietjie in die week by julle 'n draai kom maak, hoor. Want